steek jou hand op en klap vir hom 'n wonderlike. Yes, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Hallelujah. Praise the Lord. God is good all the time. The song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, God is good, God is good all the time. If you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and His word is true. God is good, God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, God is good, God is good all the time. We were sinners, so unworthy, so for us He chose to die. All that's worthy is Holy Spirit. You can stand and testify, and His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good, God is good all the time. The song of praise in this heart of mine. God is good, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, God is good, God is good all the time. God is good, He's good all the time. With a song of praise in this heart of mine. God is good, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, oh God is good, God is good, oh God is good, God is good all the time. Prys die naam van die Here. Die goedheid, Here, ken geen perke nie. Die goedheid is maar net daar, Here, sodat ons almal kan weet, as ek lewe, lewe ek in Christus. Prys die wonderlike naam, want die goedheid, Vader, die goedheid oortref die lewe. Die goedheid, Vader, oortref die lewe. Die liefdesdade is wonderbaar.
Dankie Here, sien ons hande, sien ons harte, hoor ons stem vanmôre in Jesus, want U is dit werd, Here, U is dit werd vanmôre. Lei my, Here, lei my, Here, lei my na die water, waar daar is soos 'n boom, gebouwd by die waterstrome, waar die vruchte weer van ons Jesus op die aarde tyd. O, lei my, Here, lei my, Here, lei my na die water, waar daar is soos 'n boom, gebouwd by die waterstrome, die vruchte weer van ons Jesus op die regte tyd. Die hemel, aarde sal verbygaan, maar die eie tot die dood van sy vyand word nie. Mense verander, maar Jesus nooit nie. Sy dood sal nooit lewe tot God terugkeer. Reinig in die waarheid, nooit is die waarheid en die lewe. Val my met die Gees Heer, onderlag die Gees Heer, onze Heer. Lei my, Here, lei my, Here, lei my na die water, waar daar is gebrand by die waterstrome, waar die vruchte weer van ons Jesus op die regte tyd. O, lei my, Here, lei my, Here, lei my na die waters, waar daar is soos 'n boom, geplant by die waterstrome, waar die vruchte weer van ons Jesus op die regte tyd. Oh, halleluja, Lord. Here, alles op U tyd. Here, alles op U regte tyd. Dit wat U, Here, in U hart en U gedagtes het, Here, vir die mens, weet ons, is op die regte tyd. Want op die regte oomblikke, Here, sal ons die vrug pluk. Op die regte oomblikke, wanneer ons die stem van die Here hoor, sal ons dieselfde tyd die seën van die Here ook ervaar in Jesus naam. Daarom, Here, wil ons net sing. I will serve Thee because I love Thee. Thou hast given life to me. I was nothing before You found me. Thou hast given life to me.
kosbaar, Vader, om vanmorgen in erkenning te staan. Ek leef omdat Jesus leef. Ek leef omdat Jesus my lewe van vol. Ek leef, want hy het opgestaan en ek het saam met hom opgestaan. Mag die naam van die Here geloof, gehoor en geprys word in Jesus naam. Amen, amen, prys sy naam. Kom ons neem ons plek. Prys die naam van die Here. Loof hom wat waardig is om geaanbid te word. Loof sy naam. Here, U is my lewe van vol. Ag, ons kan seker nie beter, of ons kan seker beter doen nie, maar laat ons op die einde van die dag vir die Here sê, Here, U is my life. Amen. U is my lewe. Laat dit gebeur, o Here. Kom en vul my elke dag. Baie kere dan sê ons, Here, ek het U aangeneem as verlosser en saligmaker. Dis 'n saak tussen jou en God. Maar wat God baie keer nie gesê word nie, maar Here, dat daar is oomblikke wat ek besig is om uit die koninkryk van die hemel uit te beweeg. En U moet my help, Here. Hoekom moet die Here ons help? Want elkeen van ons het 'n baie groot taak ontvang. Wat sê Matteus 28? Gaan, maak van alle nasies en doop hulle van die Vader en leer hulle om alles te onderhou. Nou vra ons, hoekom, Here? Dis waarvoor daar predikante is, daarvoor is God, die Gees en Jesus daar, om al hierdie dinge vir ons te doen, maar die Here sê, gaan jy, en gaan verkondig die woord. Nou spring ons op en ons gaan die woord van die Here verkondig. En as ons die woord van die Here dan wil verkondig, dan is daar gapings in die verkondiging van die woord. Want Satan se demone kom van buite af en druk jou mond toe. Druk gif in jou mond in. Maar God wat aan die binnekant is, kom met 'n liefdevolle gedagte. Hy sê, kom my kind, word stil en spreek soos ek wil hê jy moet spreek. Ek wil hê ons moet vanmôre luister. Ek het Dinsdag begin met die gedagte, hoe maak ons kinders vir die Here? Hoe wen ons siele vir die Here? En uit Dinsdag het ek nie gesê dat ons moet begin om vir iemand te sê, wil jy die Here Jesus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker? Ja of nee? Sy keuse gaan wyd wees, want hy kan sê nee, die lewe wat ek tans lei is goed, ek kan nie kla nie, maar ek moet voorberei wees. Die een wat die vraag vra, ons gaan nou hoor wat sê die woord van die Here. Jy moet voorberei wees, want die woord gee vir my so baie instrumente en instruksies en sal my sê tools om met hierdie mense te werk. Gered of nie gered nie. Ons moet met hulle werk. So wie moet eers voorberei word? Ons. Gelukkig is daar pastore, ek hoef niks te doen nie. Nee. Hoor my woorde vanmôre. Iewerste gaan die Here jou pad met iemand laat kruis. Kom ons blaai na Hebreërs die 4de hoofstuk. En ons hoor wat sê Hebreërs. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agterbly nie. Wat sê Genesis, toe die Here klaar geskep het, toe sê hy, 7 dae het die Here gewerk en hy's nou klaar en ek gaan nou rus. Die Here sê vir ons ook vandag, vir jou 7 dae, hoe lank dit ook al mag wees, moet jy werk.
dan kan jy ook rus. Want tussentyd daag die Nuwe Testament op. En die skrywer sê vir ons, ons kan nie in rus gaan nie voordat ons werke klaar is nie. Vers 2, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking en hulle het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Julle hoor? Gister se boodskap daar by die begrafnis vra die predikant daar, en hy maak die stelling, is dit geen wonder dat Jesus aan die buitekant van die kerk staan nie. Want aan die binnekant het hy nie werk nie. Aan die binnekant is ons vol van ons eie idees, ek been there, done that. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos God gesê het. Daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het erns van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus, en nou hier weer. Hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Julle moet hoor wat sê die woord van die Here. En ons die mensdom is so dankbaar as daar mense is wat opstaan om die werk van God voort te sit. Maar as ons dit nie doen nie, is ons deel van hulle wat aan die ongehoorsame kant is. Vers 7, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos hy gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard nie julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n Sabbatrus oor vir die volk van God. Hoor nou, want wie in sy rus ingaan, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Hier kom die groot vraag. Wanneer kan ek in rus ingaan? Nou, kan ons daai vraag antwoord? Kan ek hierdie bepaling doen op die einde van die dag? Ek het gedoen wat ek moes doen. Kan daar ooit so 'n dag wees, terwyl ons op aarde is? Daar's net een wat dit kon gesê het. Sy naam is Jesus. Vader, ek het alles gedoen wat U vir my gesê het om te doen. En op die kruis het hy gesê, dit is volbring. En hoe wonderlik is dit nie, dat wanneer ons hierna luister, die vooraf, om ons so 'n bietjie op te warm, om te sien dat my werk op aarde is nie sommer net 'n werkie nie. My werk op aarde is so kosbaar en belangrik, dat ek nie kan een oomblik nalat om te sê, Here, wat is volgende vir my nie. Terwyl ek Dinsdag hieroor gepraat het, was my fokus juis daarop, dat ons moet gereed wees. My fokus was daarop, dat ons moet God vertrou, dat elke woord wat ek spreek, dat die Heilige Gees dit vir my openbaar. Nie net wat ek moet spreek nie, maar die Here gaan ook sien, wat ander nie sien nie. Here gaan laat sien, wat jy wegsteek. Want by God is ons almal oop en bloot, sê die woord. Daarom moet ons vir die Gees sê, leer my, lei my in alle waarheid. So alles rondom die Bybel en al die insigte wat God ons gee, moet ons vandag sê, Here, kom en belê dit opnuut
diep binne in my. Want jy sien, die oortuiging kom nie van my kant af nie. Ek bring net die woorde. God moet 'n stempel plaas op jou woorde. God moet 'n stempel plaas op die hart wat dit oordra vir ander. Ja, ons kan baie maklik kan ons laat die mond uitglip. Maar op die einde van die dag moet ons vir die Here sê, Here, was ek in u voete vandag? Was ek daar? Daar's 'n ou koortjie wat ons altyd sing, ek wil gereed wees. Nie net vir die koms van die Here nie, maar onthou die koms van die Here sluit in as ons werke klaar is om in sy rus in te gaan, dan gaan die Here kom en ons kan daai deel saam met hom geniet. Maar dink net daaraan, ek wil gereed wees, maar Here, hou my trou, Here, dat u werke nooit sal laat verbygaan nie. Nou, ek wil vanmôre net so klein bietjie verder gaan. En ons lees dit daar in vanaf vers 11. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Met ander woorde, ons kom vanmôre sê, Here, u moet my help. Ek wil een van u arbeiders wees wat sê, Here, ek wil myself beywer. Beywer is nie 'n klein woordjie nie. As dit in die woord staan van die Here, dan is beywer groot. Ek wil nie in dieselfde van ongehoorsaamheid gemeet word nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper dan enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. God ken ons deur en deur. Hebreërs 4:13 die volgende vers sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor God nie. Halleluja. Here, u ken my. Dis iets wat ons in halleluja's moet uitroep. Here, u ken my. Maar ons is so versigtig om hierdie stelling te maak. Want die Here ken ook iets anderste wat in hierdie selfde liggaam woon. Hy sê, maar alles is openbloot voor die Here van hom met wie ons te doen het. Ek wil vanoggend se teksvers gebruik en dit wat Paulus met ons praat uit Efesiërs 3 verse 7. Ek het 'n dienaar geword, sê Paulus, volgens die gawe van genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Verander dit bietjie die hele gedagte, om te kan redeneer soos Paulus sê, ek het 'n dienaar geword, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werkinge van sy krag. Jesus sê, ek doen niks as die Vader my nie dit gesê het om te doen nie. Wat moet ek sê? Moet ek maar net sê, moeg getroffe? Soos ek dink wat goed is, spreek ek en doen ek. Daarom moet ons baie mooi en versigtig wees met die vraag wat Jesus vir my vra. Wat doen ek met die siele wat eendag in die hemel moet wees? Hoe hanteer ek hulle? Jy sien, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ek 'n baie groot vermaaning in hom. En daardie vermaaning sê, ek moet ywerig wees. Die grootste deel daarvan. Daar's niks wat ek net moet gaan doen, omdat ek nou gedwing word. God dwing niemand.
Hy staan by die deur en hy klop, hy dwing niemand. As ek ywerig wil wees, dan moet ek gaan om die deur oop te maak. Hy sê, julle bid nie, julle ontvang nie, maar as ek ywerig is, dan sal ek beginne bid om te ontvang. Julle hoor wat ek probeer sê vanmôre. Die ywer wat ons in ons moet hê, dit is juist dit wat ons gaan afrond om op die einde van die dag in die rus van die Here in te gaan. Jy weet, en ons het nog nie eens gekom by hulle wat God se woord nodig het. Ons het nog nie eens daar naaste by gekom om te sê, ek arbei, ek is nou besig om te arbei nie. God wil net hê, ek moet inkoop. Liggaam, siel en gees moet inkoop in hierdie kosbare opdrag wat hy vir ons gee. Want my opdrag om in hierdie rus te kwalifiseer sê, eerste, dat my roeping moet in Jesus Christus wees. Ek het nie myself aangestel nie. Wat sê Matteus 28, wie het my aangestel? God het ons aangestel. En die werke wat ek doen, in wie se werke sal dit wees? In God se werke, deur Jesus Christus. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, sê Jesus. Daarom is sy genade en sy heerlikheid oor ons so groot. Here, maak ken nie. Ek het nie al die woorde nie. Dis genade en heerlikheid. Dis wat die Here vir ons sê. My kind, hou vas. Dit gaan daarby uitkom. Jy sien, elke arbeider het 'n doel wat hy moet bereik. En wanneer elke arbeider hierdie ywer in hom het, dan gaan hy sy arbeid gee. Hier's ek, Here, gebruik my. Hier's ek, Here. Here, ek is nie meer besorgd oor ek moet eers 'n teologiese agtergrond of 'n sertifikaat of 'n diploma of wat ook al nie. Here, hier's ek. Dis my gees, die gewilligheid van die gees moet daar wees. Daar's baie wat die woord van praat, dat die vlees is nie gewillig nie. Maar Here, ons vergeet van die vlees. Maak net my gees gewillig. En ek glo die res gaan in lyn kom. Daarom moet ons vir onsself sê, wat is rus? Rus is vandag u en my se werkstyd. Sien dit so. 8 uur of 9 uur het opgedaag, ek moet op pad bed toe. My rus kom, wanneer ek begin om my voor te berei, ek gaan nou my pijakkies aantrek, my pantoffels uitskop, ek gaan dit en dat doen, soveel klein voorbereidingkies wat ek en u reeds doen, om in die rus in te kan gaan. Wat van Jesus, wat van sy opdragte, wat van die dinge wat ons teenoor mekaar moet doen, mekaar bietjie op te roep van, doen ons die werk van die Here. Is ons regtig besig om met iemand iets te deel, om hom honger te maak, uit te nooi en te sê, kom kerk toe. Ja, maar die kerk is net die gebou van die Here, dis so wat? Jy geweet, jy is die baksteen. Jy geweet, jy is die waardes wat binne in hierdie gebou gebeur. God wil my gebruik. Nou sê hy, ons moet werk. Want des te meer moet ons sien, daar's iets aan die kom. Die koms van die Here is al 2000 jaar al teruggesê, hy is op pad. Maar die Here is op pad. En raai wat? Party van ons het nog nie eens geraak aan ons groot werk nie. Ons moet begin, want ons groot werke is groot, want ons gaan daaraan gemeet word. Wat het jy met my genade gedoen? Halleluja. Mag ons nou al begin huil oor daardie gedagte. Jy sien, laat ons onsself beywer. Ywer sê, ek is 'n arbeider wat nie wag vir 'n kans om aangejaag te word nie. Dis ywer. Ywer sê vir my, ek stem saam met die woord van die Here. Ywer sê vir ons dat ons moet eensstemmig wees, dat ons het 'n werk.
Ons moet arbei vir die Here. En daarom kan ons nie een oomblik mis om mekaar lewendig te maak nie. Lewendig sê, ons lewe vir Christus. Die onderlinge dinge is nie hiervan belang nie, want die onderlinge dinge is dit wat die roeping in ons gaan afdruk. Jy sien, om te arbei beteken vanmôre om 'n ware daad teenoor God te doen. 'n Ware daad. Ons is nie net besig met onsself nie, maar ons is besig om vriendelik om te gee oor iemand anders te ook. Sy welsyn. Sy welsyn. Gister sê iemand, hierdie pastoor, ek ken hom nie, was nog nooit in sy kerk nie, maar hy kom getuig. Hy sê ek het 'n karwas besigheid. En hy kom staan daar en praat met my 45 minute oor God se woord. En raai wat sê hy vir my? God seën jou, en hy draai om en hy loop. God seën jou. My liewe broer en suster, ons het 'n Bybel vol woorde en hy sê net God seën jou. En dit het 'n impak gemaak. Moenie die waardes van God se woord onderskat nie. Moenie sê ek ken te min om met iemand te deel nie. Daarom moet ons kyk. So baie van ons talm. Ons talm. Nie vandag nie, môre. Nie nou nie, ek is nie gereed nie. Maar ons het nodig om vir mekaar aan te moedig. Ons het nodig om te sê, ons moet ernstig met die Here se werk begin. Arbeider, ek het nie 'n unie nodig om my te verteenwoordig nie. Ek het net vir Jesus. Ek het net vir Jesus. Daarom moet elke arbeider uitkyk vir hulle wat in geloof struikel. Hy moet uitkyk vir hulle wat God so nodig het. Hy moet uitkyk vir hulle wat op 'n stadium die hand van die Here gelos het. Hulle moet uitkyk vir hulle wat gesê het dat my mening tel punte. Dis nie wat God wil hê nie. Ons moet uitkyk wat Christus vir ons gee. Niemand mag as gevolg van ongeloof verval nie. Ek weet nie of u al mense gesien het wat hoog by die voete van die Here gewees het en die volgende dag kruip hy hier op aarde. Stikkend. Iets het hom gebreek. Maar weet jy wat? Hy val tot by my en by jou se gelyke. Wat maak ons nou? Arbeider. Arbeider. Ons sien dit in ons families. En dit help nie as hy met klip gegooi het, dat jy met 'n klip moet teruggooi nie. Jy moet vir hom sê dat Christus het gesê, dat die een wat sonder sonde is, dat hy die eerste klip gooi. So ons moet dit by hulle inwerk. Hierdie is 'n baie, baie ernstige taak wat op my en op u se hande lê. Ons moet nie net sekere persone waarsku nie. Die woord sê almal, alle nasies. En wat so lekker was, ook van gister se kerk, is hoe die swartes daarin stap. Ekskuus, ek gebruik die woord swartes. Maar dat hulle daar instap om te sê, dat hierdie pastoor het die lig in my aangeskakel. Hierdie pastoor het gesê, gaan klop eers aan God se deur, voor hy gaan hulp vra langs aan. Ons het nodig as arbeider om hulle uit hulle pyn uit te haal. Ons het nodig as arbeiders om sorg te dra, om binne die wil van God te bly, want anders dan gaan ek myself in 'n ellendige staat plaas. Die Hebreërskrywer kom en hy vou die 12de vers vir ons so 'n bietjie oop. 12de vers sê, want die woord van die Here is lewend, kragtig, skerper dan enige tweesnydende swaard, en dring deur
tot die skeiding van siel en gees en van gewrig en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart, wat net vir my sê vanmôre, alles begin by God se woord. En ons moet dit baie ernstig opneem, wat is in God se woord? Dit wat ons het, moet ons beginne om te sê, Here, net 'n ou ietsie. Wat sê Johannes 1 vers 1? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou sê vers 12 vir my, hierdie woord is lewendig. Ek wil vanmôre vir u sê, hierdie woord is baie lewendig. Hierdie woord wat ons het, is meer as lewendig. Hierdie woord wat ons het, is aktief. Dit is in my, dis deur my, dis met my. Ek kan net vanmôre sê, dit is hierdie woord wat my padaanduiding is. Ek wag nie vir die predikant langs die pad nie. Ek wag dat die woord my die pad sal openbaar. Jy sien, om die gewete van 'n sondaar te verstaan, is om die sondaar se gedagte so vas te gryp, en al wat ek dit kan doen is begin by God se woord. Deel met hom God se woord. Wat sê hierdie vers 12? Hy sê God se woord is die twee snydende swaard. Hierdie snydende swaard sny so diep in die hart van elke mens, die plekke waar geen niks en niemand kan bykom nie, kom hierdie twee snydende swaard by. Hierdie swaard troos, hierdie swaard kan die wonde wat die wêreld hom gegee het, kan hy die siel verbind mee. Dis wat God se woord vir ons sê, hy's 'n swaard. En baie beslis hoor ons soveel mense sê, maar dis net 'n dooie letter. Maar as die Gees jou begin toelaat om hierdie woord te lees, dan sien jy hoe staan hy op. Hoe staan hy op? Hy's beslis nie 'n dooie letter nie. Hy's 'n lewendmakende woord. Hy's lewend belangrik in wat lig in jou lewe betref. Dat as ons hierdie woord nie reg verstaan nie, sal ons die liefde wat uit die woord van God na vore kom, nie reg verstaan nie. Jy sien, as die woord dan lewendig is, dan is dit bepalend dat of ek heilig is, ek gaan eendag sterf. As ek 'n sondaar is, ek gaan eendag sterf. Maar die woord van die Here bly voortleef. Ek moet net kan bepaal in wie ek sterf, sodat ek die ewige lewe kan hê. Vers 12 se tweede gedeelte sê, hy is nie net lewendig, maar hy is ook kragtig. Met ander woorde, die woord is oortuigend kragtig. Oortuigend kragtig. Want wanneer ek met die woord besig is, gaan ek sien dat God se woord is presies op die regte plek om iemand tot bekering te roep. Ek gaan agterkom dat die woord is presies daar wanneer ek hom nodig het om iemand te vertroos. Dit is maar wonderlik hoe die woord van die Here werk. Hoor wat sê Paulus vir ons. Hy sê die woord is so kragtig dat dit vestings kan afbreek. Dat dit die planne van Satan kan verbreek. Amen. Die woord sê verder ons dat hierdie woord kan dooies opwek. Dit kan dowes laat hoor, blindes laat sien, stommes kan weer praat en krepeles kan weer loop. Glo julle hierdie woord? Amen. Dit is kragtig om Satan se koninkryk af te breek en om God se koninkryk op aarde weer op te bou. Dis wat die woord vir ons kan beteken en dis wat ons in die hande het as 'n arbeider wat vanmôre sê, Here, ek wil ywerig vir u werk. Waar begin ek, Here? Waarna toe blaai ek? En ek glo hierdie woord wat so wonderlik is. Hy sê as ons net eers die deur oopmaak,
As jy net eers die woord oopmaak, dan het jy al jou antwoord. Jy sien 'n arbeider self word versterk met die wete dat die swaard sal ingaan. Die swaard sal voor jou uitbeweeg, waar geen ander swaard die werk kan doen nie. Hoeveel plekke lees ons in die woord wat die Here sê, as jy die swaard optel, die swaard van die vlees, die swaard van hierdie wêreld, gaan jy deur hierdie swaard lewe, en jy gaan deur hierdie swaard sterwe. Vers 12 verder sê, die swaard dring deur tot die skeiding van siel en gees. Dring deur. Met ander woorde, ons kan vanmôre sê, as die woord met my praat, sal ek verstaan. Hierdie swaard maak 'n siel wat al lank in 'n trotse verhouding is met homself en hierdie wêreld, gaan hy nederig maak. Hierdie swaard gaan maak dat elkeen wat so eie wys optree in die lewe, dat my woord is die enigste wat belangrik is. Hulle wat 'n slegte gees in hulle het, wat die mens net afbreek so ver soos wat hy gaan. Wat maak die swaard met hulle? Maak hulle sagmoedig. Hy maak van hulle gehoorsame mense, wat die woord met ons deel vanmôre. Alles wat uit sondige gewoontes gebore is en diep gewortel is dit wat die swaard alleen kan skei van jou, kan afsny van jou. Dawid sê, Here, neem weg uit hierdie liggaam wat nie aan hom behoort nie. Dit sny onkunde van begrip af. Die Here het vir ons elkeen iets gegee. Verstaan jy? Is daar in die woord? Hoor ons dit. Verstaan jy wat jy lees? Wie het dit vir die eerste keer gesê? Filippus op die wa. Verstaan jy wat jy lees? Hierdie besnydende swaard haal die rebellie uit een se wil uit. My lewe. Ek se beheer. Dit haal dit uit. Hierdie tweesnydende swaard haal die vyandskap uit jou verstand uit. Want ons is as mens nie gebore met vyandskap nie. Dit het van buite af ingekom, sodat dit vasgeslaan in die verstand, en die woord van die Here sê, al wie my kan losmaak van vyandigheid, is die woord van die Here. Nog 'n gedagte in vers 12 sê vir my, hierdie swaard skei tussen gewrig en wurg. Met ander woorde, dit gaan in op die mees geheime plekke. Jy moet nie traai om daar naby te kom in my lewe nie. Niemand weet nie. Maar God sê, almal is oop en bloot voor hom. Hoekom probeer die mens nog? Daarom sê die Here, niemand word oorgesien nie. Hierdie swaard kan enige sondes doodmaak. Kan. Hoeveel keer maak ons van die stelling gebruik, pastoor, daar's nie meer salf aan hom te smeer nie. Dit bly salf, maar God se woord wat die regte salf is om die oë oop te maak sodat ons kan sien, word nie gebruik nie. Daarom is die swaard die ontleder van die gedagtes en 'n bedoeling van die hart. Met ander woorde, die swaard kan maak dat die mens sy eie gedagtes, sy eie einddoel ontdek. Dis wat die Here vir ons instoor het. Ek gaan dit ontdek. Al my slegte beginsels, al die dinge wat ek dink van waarde is, en iemand daaroor gaan lag en daaroor gaan opvoed. En dit gaan oor vertel.
Die Here sê, ook daardie dele gaan vir ons gegee word om te ontdek in ons lewe. I'm not God. I'm not in control. Vers 12 sê, die woord wat 'n tweesnydende swaard is, sal die binnekant van 'n sondaar omkeer. Dink net, wie sê Christen, wie sê hoor dan die Here, maar onderliggend kan die woord nog steeds vir jou uitwys dat jy staan op 'n verkeerde plek en dat dit jou ywer vir die Here beïnvloed. Die wat die arbeider is, weet ons het iets om te kan gebruik om doelgerig die werk van die Here te doen. Daarom vra die woord van die Here, staan op in die geloof, staan op in gehoorsaamheid. Paulus skryf in Efesiërs 6:17, hy sê neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is God se woord. Dit bly 'n tweesnydende swaard vir my en vir jou. En die woord sê vir ons in Openbaring, dit kom uit die mond van Jesus Christus. Hoor wat sê hy, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Wie's ek om vir die Here voor te sê? Want as ek dit doen, dan werk ek in my eie krag. Eintlik ons geselsie van nou dag was so van waarde. Ek vra vir haar waaroor gaan sy preek? Nee, weet nie. Dis in die hande van die Here. Is dit nie waar nie? Sy's 'n arbeider. Sy sê ek is ywerig. Here gee wat U wil hê ek oor moet praat. Wat en hoe word my en jou se ywer uitgespel? Doen slegs U wil, Here. Ek is maar net die klei in U hande. Vorm my en maak my. Here, baie dankie. Baie dankie vir môre. Dat ons hierdie woorde kan uitroep. Here, doen met my. Ek wil maar net vanmôre bevestig, Here, my ywer vir U werk is groot. Maar ek bevestig verder, Here, dat ek nie een tree voor die ander kan gee, is die Heilige Gees nie vir my lei om dit te doen nie. Want hy gaan my lei in groot waarhede. Niks wat net as niks afgemaak kan word of minder afgemaak gaan word nie, maar U, Here, wat die leiersels van my lewe in U hande het. Maak met my, Here. Doen met my. Stuur my vanmôre. Want ek is vol ywer. Bid ek vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Mag die Here julle seën. Amen. Prys die naam van die Here. Ons gaan hierdie diens afsluit. En ons gaan intussen tyd vir die wag vir die tiendes en die offergawes, net soos die Here dit op jou hart lê. Kyk net weer. Wat kan ek doen vir die Here? Net wat hy op jou hart lê. Amen. Net wat hy doen. Dat die Here ken alles van jou. Alles van jou. Prys sy naam. Staan saam met my. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. The cross before me, the wall behind me. The cross before me, the wall behind me. The cross before me, the wall behind me. No turning back.
the Lord and take back to the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. And turn it back, praise the Lord, and turn it back. And turn